Halleluja. Prys die Here. Here is goed. Kyk soms rondom en sê net vir een om jou of agter jou wat jy daar nog nie gesien het, sê ek is bly jy is so hier. Ek is bly jy is so hier. Ek is bly jy het dit gemaak. Jy weet, jy kon vanoggend enige ander plek gewees het. Jy het baie keuses gehad vanmôre om te maak. Jy het besluit om hier te wees. En ek is dankbaar daarvoor. Mag jy vanmôre uitstap en sê ek het van die Here ontvang. Mag jy nie uitstap en sê ek het van Pieter ontvang. Want ek gaan jou dalk teleurstel. Maar wanneer jy iets van die Here ontvang, die Here stel ons nooit teleur. Die Here is vas op sy woord. En so wil ek vanmôre regtig maar vir jou vra om jou hart oop te stel vir die Here, dat die Here met jou kan praat. En dat jy vanoggend eintlik met die gedagte in jou kop sit en sê, ek gaan nie uitstap 'n ander mens. Ek gaan nie uitstap iets anderste as wat ek gaan nie uitstap as ek het iets saam met my gevat wat ek gaan toepas. Die kosbare is dat wanneer jy woord bedien en jy gaan vra elkeen van die mense wat jy uitstap, dan gaan elkeen heel waarskynlik vir iets anders sê wat jy gehoor het. Soveel kere bedien ek en dan sal mense sê, Pieter, toe jy dan hierdie gesê het, dan dink ek het dit nooit so gesê. Want jy sien jy hoor iets. Die Here maak iets in jou hart wakker. Die Here herinner jou aan 'n woord wat jy lankal gehoor het. Die Here maak dit net weer wakker in jou binneste. Baie welkom hier so en ek is bly jy is hier vanoggend. Ek is regtig bly vir julle elkeen wat hier is vanoggend. En mag jy vanmôre net sê Jesus. En ons maak dit ons oor die Here. Dankie dat ons vanmôre kan sê, Here, U alleen is die Gees van die waarheid. Here, kom U vanmôre en kom. Here, kom maak U woord vir ons oop, Here, kom breek U woord vir ons oop. Dankie vir U genade, Here. Dankie dat ons weer is slegs deur genade, Here, wat ons in verhouding met U kan stap. Dankie vir U liefde vir ons as mens vanmôre. Dankie Here dat ons vanmôre, terwyl ons hier saam is, Here, dat ons sommer vir elkeen wat vanmôre, ek is seker van meeste van ons wat hier is, weet van iemand, of ken iemand, Here, wat vanmôre in hospitaal is, iemand wat siek is, iemand wat Here moeilike tyd gaan. En Here, my gebed is vanmôre, dat daar waar daardie persoon is, dat U bonatuurlik daardie persoon sal aanraak. Here, in hierdie oomblik dat daar mense sal stap na hierdie persoon toe. Iemand na hierdie persoon of persone toe sal stap en sal sê, maar dis wat ek voel die Here sê. Ja, Here, dankie dat ons kan vashou in die woord. Dankie dat die woord altyd lewig is. Here, ek dink sommer weer daai skrif met Esegiel, dat Esegiel vir die bene moes sê, hoor die woord van die Here. Luister julle. En dit het lewe gebring. Here, soos my gebed vanmôre, dat U woord lewe sal bring in elkeen se lewe. Dat U woord lewe sal bring in elkeen se situasie. En vrede. Dankie vir U genade, Here. Here, word U verheerlik in alles. In Jesus naam. Amen. In die week lees ek die inskrif en dit kom op ons kan later by 'n spesifieke skrif kom, maar ek wil net begin daarmee en dat Jesus in Johannes 10 vers 10, dit is mos 'n gedeelte van waar hy sê dat die dief het gekom net om te steel, te slag en te verwoes. Hy sê maar ek het gekom sodat jy die lewe en dit in oorvloed kan hê. En dan sê Jesus 'n mooi ding. Hy sê ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. En dit sê vir my vanmôre, as Jesus sê maar hy is die goeie herder, dan wil ek vanmôre vir jou sê daar's 'n slegte herder ook. Daar's 'n slegte herder ook wat die mens wil mislei, wat weet dat die mens het 'n vleeslike behoefte. 'n Vleeslike behoefte wat sê maar ek wil graag behoort. Ek wil graag goed voel oor myself. Wie wil gelukkig wees? Almal wil gelukkig wees. Almal wil blydskap in hulle hart hê. En weet jy wat gebeur is dat die mens is so saamgestel dat die mens juis dit soek. Die mens soek
blydskap. Die mens soek vrede. Nou, as ek daaraan dink, en ek dink aan hierdie behoefte, en ek dink hoe werk dit, en selfs fisies in die mens se brein, en hoe die woordjie eintlik, wat sê as jy praat van mense hart, en jy gaan na die Engels toe, dan is eintlik 3 woorde wat dit beskryf, en dit is your mind, your will, and your soul, your emotions. En dit is so belangrik dat ons moet verstaan, dat wanneer ons kinders leer, en nou sê as kinders leer, maar ons almal leer deurlopend nog steeds so. Wanneer 'n kind klein is, dan huil hierdie kind as hy honger is of hy soek aandag. Hierdie kind word groter, hy sit in die klas en hy kom agter maar niemand gee vir hom aandag. Wat beteken dit maar ek gaan nou iets doen wat negatief of sleg is, solank ek net aandag kry, want ek wil graag raak gesien word. En so wil ek vanmôre vir jou sê dat ek en jy as mens is dieselfde. Die mens wil raak gesien word. En die vyand weet dit al te goed. Die vyand weet dit, daar waar jy beweeg, daar waar jy vanmôre in jou stoel sit, wil jy hê mense moet jou raak sien. Jy wil hê mense moet jou vir jou waarde oorhou. Jy wil voel maar jy is die moeite werd. Jy sien wat gebeur wanneer hierdie kind groot word, hy kom agter maar hy kry reaksie wanneer hy 'n tantrum gooi, wanneer hy op die grond gaan neerval en hy gil en hy skree en hy kry sy sin. Mettertyd dan leer hy maar ek kry my sin wanneer ek so optree. En so is dit in die menslike brein ook dat wanneer jy sekere goeders doen, dan voel jy ewe skielik maar nou voel ek beter. En jou brein sê vir jou vinnig maar luister, doen net weet daai dan kan jy weer vinnig beter voel. En so leer jy en dan word hierdie kind groot byvoorbeeld. Hierdie kind wat tantrums gegooi het totdat hy sy sin kry, waar sin kry. En hy word 'n groot mens wat dink maar ek gaan my sin kry, ek gaan respek afdoen of ek gaan posisie wys deur aggressief te wees, om 'n skof te wees. Met 'n tantrum gooi tot ek my wil kry, soos ek dit wil hê. Sien en so leer die mens. So leer die mens en so ontwikkel die mens en so groei die mens op en die woord sê, daar is 'n skrif in Spreuke 16, want die woord is die waarheid. En hy sê vir ons daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Nou ek wil vanmôre vir sê, baie keer is dit 'n kwessie van, jy word groot op 'n sekere manier en jy word gewoond in sekere goed en dit is maar vir jou aanvaarbaar en dit is vir jou reg. En hierdie weg lyk vir jou reg, maar die woord sê, die einde daarvan is weer van die dood. Jy sien van die begin af, groei 'n mens op en 'n mens word dan deel. 'n Mens kwam sê raak deel van die wêreld om jou. En as jy nie gaan op 'n plek in jou lewe gaan sê, Here, maar ek wil U weer volg. Here, ek wil graag hê dat U my hart kom verander. Wil ek vanmôre vir jou sê, dan bevind die mens hom later op 'n slegte plek in sy lewe. Anders het jou kaai gegaan en jy het gedink jy's gelukkig, jy het gedink jy's tevrede, jy het gedink maar jy weet hoe om hierdie lewe te leef sodat jy gelukkig is. Maar alles was aangeplak gewees. Alles was net daar gewees om te sê, jy kan verander sê, ek is daarop gelukkig. My vraag vanmôre is, wat gebeur wanneer die mens geluk soek sonder God? Waar gaan jy geluk soek? Hoe werk dit? En so dikwels vind ons dat die mens vind 'n plek waar die mens sê, maar as ek net ander mense kan beïndruk, as ek net ander mense se aandag kan kry, as ek net ander mense se goedkeuring kan kry, dan gaan ek gelukkig wees. As ek dan maar net in 'n sekere mate 'n suksesvolle besigheid kan hê, of as ek in my posisie by die werk kan groei, of as ek geleerd is, of as ek sekere hoeveelheid geld het, of as ek op 'n sekere plek bly, of as ek sekere tipe klere dra. Jy sien maar dis nie lank voordat die mens agterkom maar hierdie is een van daai goed wat soos 'n bodemlose put is. Want maak jou more, want elke keer moet jy meer hê, jy moet beter doen, jy moet beter presteer, want anders hou mense op en weet sê, dis al nou kry.
Dan begin jy wonder, wie is ek? Ek kan nou my waarde verloor ergens. Ek wil vir jou vanmôre sê, kind van die Here, jy het nog nooit jou waarde verloor. Want jou waarde is in Christus. Die Here het jou gemaak, en in die begin in die woord vir ons gesê dat God het die mens geskaap na sy beeld, na sy gelykenis. In Psalms lees ons dat die woord sê dat God het die mens geskaap weinig minder as 'n goddelike wese. Jou gekroon met eer en heerlikheid. Hy het die mens aanvanklik met eer en heerlikheid gekroon. Maar wat het gebeur intussen? Toe kom die sondeval. En dit is asof die mens ewe skielik 'n behoefte het om te sê, maar ek wil graag hê dat mense my eer. Ek wil graag hê dat mense vir my moet vertel hoe oulik ek is. En dit raak daai prestasie ding, dit raak daai ding van ek moet net, I just need to stay on top of it. Moet net altyd 'n bietjie beter wees, moet altyd 'n stapie voor wees. Maar in Christus raak daai behoefte weer vervul. In Christus besef jy, luister, I just need to be a human being, and not a human doing. Ek kan net wees. Die Here wil deur jou werk. Partykeer wil ek en jy te veel probeer. Ons wil te veel probeer en sê maar, ja, ek probeer my bes om vriendelik te wees. Ek probeer om geduldig te wees. Ek probeer om meer sagmoedig te wees. So by the way, sagmoedigheid is daai woordjie meekness in Engels. Sagmoedigheid in die Afrikaans klink so baie vir ons. Ek dink nou in die lied toe ons hom sing ook, dit meer te wees soos Jesus, so sag, so nederig. Daai woordjie sag in die Afrikaans is hierdie ding wat vir mense sê, maar jy's amper half pap en jy's maar net so. Almal kan maak om jou wat hulle wil en jy gaan net opbring. Nee, sagmoedigheid beteken om te luister na die stem van die Here en jy te onderwerp, is power under control. Sê ek onderwerp my aan die stem van die Here. Ek wil gehoorsaam wees aan die Here. En dit is waar hierdie sagmoedigheid inkom. Die Here het in Christus vir jou en my God weer 'n geleentheid gegee om dit te herstel, om te kan intree op die plek en sê, Here, ek aanvaar hierdie offer. Maar die oomblik wanneer ek en jy sê ons aanvaar die offer, ons sê, Here, wees die koning van my lewe, dan sê ons ook, ek lê my eie lewe neer. Daarom is dit ook so dat die woord vir ons sê, dat jy word gedood in die doop. Want die doop is ek wil sê, is 'n uitbeelding, is die begrafnis van die ou mens. Jy word begrawe en jy staan op as 'n nuwe mens in Christus Jesus. En jy begin wandel in die pad wat God vir jou het. Die goeie werk wat God vir jou voorberei het. Dit is 'n nuwe lewe, daar's 'n mooi lewe vir jou en vir my. In Christus. In Christus. Die woord sê vir ons daar in Johannes 2 vers 16 sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Nou besef jy die strategie van die vyand het nog nooit verander. Hoekom dink jy is dit so lekker om as iets mooi sien, jy sien 'n mooi nuwe ding, jy het wel van hou om hierdie ding te doen. Hoekom dink jy, hoekom is die mens in sy vlees so lief daarvoor om net hierdie amper sê hierdie sekere staat te staan? Dit was nog altyd die duiwel se strategie gewees. Dit was nog altyd sy tegniek, want hy weet nog altyd, as hy vir jou daai het, as hy vir my daai het, dan het hy vir ons vas. Want jy gaan nooit in oorwinning kan leef nie. Want jy gaan nooit alles kan hê. Daar sal nooit genoeg wees. Jy sal altyd voel jy moet presteer. Jy sal altyd voel jy wil nou nog 'n bietjie beter. Jy sien wat hy sê in Galasiërs 6 vers 8 sê oor hy wat in sy vlees saai, sal in die vlees verderf maai.
Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe hê. Hy sê daar in Engels, niks nie. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Daai woordjie is maar so dat wanneer jy so gefokus is op jou as mens, op die vleeslike behoeftes, dan raak jy corrupted. Jy raak korrup. Alles gaan net oor jouself. En daai is 'n ding wat net heeltemal wag om 'n versoeking te wees. Want jy gaan op 'n punt kom wat jy alles gaan in jou vermoë doen net om te bly by dit, die beeld wat jy geskep het. Jy gaan dan by versoeking kom as jy maar nou plan maak, hoe gaan ons nou hier bly? Net nog meer. Jy sien besluit wat volgens ons vleeslike besluite geneem word. Volgens die sonde geneem word, sal verlies en seer kry. Maar vanmôre vir die sonde maak altyd seer. Sonde in die begin lyk altyd lekker. Sonde in die begin is altyd, ek het my sin gekry. En later, dan kom jy agter maar, dis besig om te verwoes. Dit wat jy gedink het wat 'n ontvlugting vir jou geraak het, dit het jou struikelblok geraak. Ek en jy as mens moet sensitief wees vir dit. Dit wat jy gedink het, weet jy wat nou het ek gesien. Maar op die hele tyd so hem gehad, en nou het ek so hem, nou voel ek alright. Môre is die hem oud, was 'n nuwe hem. En moet ek weer aan die hem kry, dat ek net weer beter. Begeerlikheid van die oor, begeerlikheid van die vlees en grootheid van die lewe. Jy sien, waaroor gaan dit? As jy geskryf word dat die mens, die moment wanneer die mens onseker oor homself of oor haarself voel, of voel dat nie waarde, in Engelse woord is daar insignificant, insecure. Die moment wanneer die mens daar is, dan sê die mens, ek sal gelukkig met 'n plan maak, iets doen om beter te voel. Ek moet my sin kry. Maar jy gaan dit nooit in die vlees regkry om gelukkig te wees nie. Vanmôre vir jou sê, jy gaan nooit in die vlees regkry, want in Romeine, in die 8ste hoofstuk staan daar geskrywe, wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Die vlees gaan jou altyd vat op 'n plek na die dood. Maar die woord van die Here sal jou altyd vat, waar die gees jou lei, sal jy vrede hê, sal lewe ervaar. As jy omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Jy kan weer self gaan lees, daai gedeelte in Johannes 2 vers 15 daar. Ek gaan vir lees ook, want ek dink dit is belangrik, want dit kom hier by mekaar uit. Maar hy sê eintlik maar dieselfde ding, en ons sukkel partykeer met dit as mens, want ons wil altyd sê, maar ons is al nou in die wêreld. Ja, jy is in die wêreld, maar jy is nie van die wêreld nie. Jy in Christus is jou burgerskap in die hemel. Die ou ding het verby gegaan. En hy sê dan vers 15, moenie die wêreld lief hê of dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde in sy hart. Dan is alles tydelik, is alles vleeslik, dit gaan alles oor jouself. En dan moet ek ander mense sleg sê en ander mense verneder en solank ek net hoop. Dit is so belangrik dat ons moet sensitief wees vir dit. Vanmôre vir jou geluk en jou vrede lê in Jesus. Ek wil vanmôre vir jou sê die Here soek verhouding. Hy soek verhouding. Ek wil dit baie eenvoudig vanmôre vir jou sê en sê die Here wil 'n koppie koffie ten minste een keer per dag saam met jou. Of jy. Die Here soek dit uit. Die Here soek dit uit. Ja, ek en jy kan sê, maar ek is die hele dag besig met die Here, praat die hele dag met die Here, of ek nou in die kar is, of ek by die werk is, dit is so, maar weet jy wat? Dink jy jou huwelik gaan goed gaan,
as jy net so tussen al die ander mense deur nou vir jou vrou sê, "Hi." Nee. Sy sê vir jou, "Maar ek wil hierdie hê," of wat. Jy sê maar, "Nee, maar ek soek braai, bring daai vir my." Dit kan nie werk nie. God soek jou tyd. God soek jou intieme tyd saam met hom. God soek jou alleen tyd saam met hom. God wil hê dat jy sy woord begin vat. Weet jy wat? Ek dink aan Dawid wat skryf, hy sê, "Die Here is my hart." Die Here is my hart. Kom vanmôre vir jou vra, wie volg jy? Wie volg jy? Gaan kyk na jou lewe, gaan kyk na wat is prioriteite in jou lewe. Dan vra ek vanmôre vir jou die vraag, wie volg jy? Wie is jy besig om te volg? En baie keer vind ons, as ons gaan stil staan, sê ek maar, so lank het ek hierdie nou op so 'n manier gedoen. En dan kom jy agter, maar dit het tot niks gekom. Dit het tot absoluut niks gekom. My vraag vanmôre is, wie volg jy? Dawid sê, die Here is my herder. En Dawid volg hom. En Dawid skryf, hy sê, die Here bring my na water waar daar rus is. Na groen weivelde. Die Here wil vir jou en vir my vat na 'n plek waar daar vrede is. Wanneer jy in die Here beweeg, wil ek vanmôre vir jou sê, as jy in sy geregtigheid wandel, daar in daai Psalm sê hy verder dat die Here lei ons in spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Wanneer jy in daai spore van geregtigheid wandel, sal jy vrede hê. Geregtigheid beteken om in regte stand voor God te staan. Jy sal vrede hê. Baie keer, wat veroorsaak angstigheid? Wat veroorsaak baie keer dat mense met verskriklik baie spanning sit? In baie gevalle is dit onbeleide sonde. Ek luister mooi, ek sê nie dis die enigste tyd. Maar ek wil vanmôre vir sê, dit is ook iets wat bydra daarbey. Mense maak verkeerde keuses, maak keuses in die vlees. En dan draai die gevolg daarvan, dan draai die seer daarvan. Maar dank die Here wat vanmôre sê, kom en maak jou almal wat boek maak. Want soos wat ons hier sit, nie een van ons kan vanmôre sê, ek is perfek. Nee, ek het nog nooit verkeerd gemaak. Nog nooit kwaad geraak en iets lewens gesê nie. Nee, ek het nog nooit in my lewe verkeerde ding. Luister, elkeen van ons. Elkeen van ons is op 'n groeipad. Elkeen van ons maak foute. Maar elkeen van ons wat vanmôre sê ek is in Christus, moet die begeerte hê om heilig maak en nastreef. Want dis 'n natuurlike ding. As jy in Christus is, om heilig maak en te wil nastreef. Dis natuurlik. Hy sê vir ons ook hierso, ek het hier raak gelees in Levitikus ook. Hoe gaan jy weer terug aan my Johannes 10 doen? Johannes 10 vers 10 en 11 sê die volgende, hy sê die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek wil vir jou sê, die vyand, hy is jou moeilikheid. Die duiwel is jou moeilikheid. Hy is die een daar buite wat vir jou probeer sin. Jou probleem is nie 'n mens nie. Die duiwel gaan jou en my probeer af. Die woord sê op 'n plek, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslaan. Hy gaan jou probeer. Maar ek wil vir jou vanmôre sê dat Levitikus gaan lees oor saam met daai gedeelte wat in Johannes 10 vers 11 gesê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Soek verhouding. Die Here soek verhouding vanmôre. Levitikus sê hy, en ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my seël van julle geen afskeid hê. En ek sal in julle midde wandel en vir julle God wees, en julle sal my volk wees. Vers 12 sê, ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie. En ek het julle heerskeie verbreek, en ek het julle regop laat loop. Luister vir mooi. Egipte kan ons terugvat na 'n lewe van sonde. Dis die Here wat sê, dis ek wat jou hier uitlei. Dis ek wat jou vry maak.
Die Here wil nie jou plesiertjies van jou wegvat nie, die Here wil jou vry maak. Want dit wat jy gedink het is jou plesiertjies. Want dit daarvan is slaaf geword. Die Here wil ons lei tot 'n plek waar ons as vry mens kan wandel. Hy vat jou weg uit Egipte uit. Hy wil jou 'n lewe van vryheid laat leef. Die Here wil hê dat jy vol vrede moet wees. Die Here wil hê dat jy hom moet soek in alles. Jy vanmôre sê die lewe daar buite is vol uitdagings. Maar my vraag is vanmôre, Jesus sê aan Markus 1:17, hy sê, kom agter my aan en ek sal maak dat jy 'n visser van mense word. Jesus sê vir die disippels, luister, hierdie disippels was geen perfekte mense. Hy sê vir hulle, kom jy net agter my aan, kom beweeg net saam met my. Jesus vat die verantwoordelikheid. Ons as mens wil baie keer, wanneer jy hoor, maar jy wil nou, die ouens praat van jy wil jou lewe vir die Here gee, jy wil tot bekering kom, dan dink die mens, hoe gaan ek dit reg kry? Ek wil vanmôre met liefde en respek sê, dis nie jou probleem. Jou probleem is, hoe kan jy tyd deurbring, waar gaan jy tyd deurbring, sal wie nie tyd deurbring. Jy tyd saam met Jesus deurbring, gaan hy jou verander. Jy gaan nie verstaan wat in jou lewe aangaan, want is wanneer jy sy woord begin lees, dat sy woord jou begin skoon was. En dat jy agterkom, dat dit raak die spieël, dit raak die standaard van my lewe. Is ek besig om op standaard te lewe of nie? Of het die wêreld my standaard geraak? En as ek nie op die wêreld se standaard is nie, dan het ek die waarde nie. Jesus soek jou naby hom. Jesus soek jou, sodat hy jou kan vat. Hy vat die verantwoordelikheid vir jou en my. Ek wil op die neergeskryf, maar ek wil vir jou vanmôre vra. Jesus vat die verantwoordelikheid om vir jou en my te verander. Maar wat gaan jy maak? Wie gaan jy volg? Ek wil jou vanmôre vra, wanneer jou hart gebroken is, wie gaan jy volg? Gaan jy die slegte herder volg, of gaan jy die goeie herder volg? Want weet jy, ek dink sommer 'n skrif in Psalm 147 vers 3 wat sê, dat hy die gebrokenes van hart genees, en hulle wonde verbind. Waartoe hardloop jy wanneer jou hart seer is? Waartoe hardloop jy wanneer jy gebroken is? Ek wil vanmôre weer vra, waartoe hardloop jy wanneer vriende die verkeerde goeders doen? Hardloop jy agter die slegte herder aan saam met hulle? Of as jy weer punt wat jy sê, Here, ek wil heilig maak en luister. Here, ek wil die vrede beleef. Here, ek kan nie meer die ou lewe leef nie. Dit het my vrede gestuur. Dit het my vrede gestuur. Waartoe hardloop jy? Wie volg jy? Wie volg jy? As jou huwelik nie lekker gaan. As jou verhoudings in jou huis nie lekker is. Wie volg jy? Wie volg jy wanneer jy voel maar jy kry nie jou sin nie? Jy kry nie dinge soos wat jy het nou wil gehad het nie. Wie volg jy? Wie volg jy wanneer mense jou seer maak, mense jou teleurstel? Wie volg jy wanneer jy finansiëel sukkel? Wie volg jy wanneer jy nie goed voel oor jouself? Op jou laaste gedeelte lees. Wat het my terugbring, ek wil môre vir jou terugbring na die feit van die belangrikheid van ons gedagtes. Jy sien wat, as ons die regte gedagtes het, dan gaan ons onsself bevind op die plek wat ons regte besluite kan neem. As ons regte besluite gaan neem, gaan ons aksies begin reg wees. As jou aksies reg is, gaan jy 'n regte gewoonte kweek. Weet wat gaan gebeur? Jou emosie gaan reg wees. Want jy gaan gelukkig raak. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, ek wil jou eintlik vra, as jy wil reageer op hierdie woorde, dis nie 'n ding wat ek elke dag en elke Sondag doen nie, maar ek wil jou vanmôre vra, jy wil reageer op hierdie woord. Ek gaan hierdie skrif lees.
As jy wil reageer op hierdie skrif, wat jy vra om net op te staan. Voor hê ons moet net begin standpunt inneem. Nie begin sê, luister, ek is bereid om waar dit veilig is op te staan. Niks te sê nie, jy hoef niks te sê nie, nie bekommerd, jy kan nie vorentoe roep en jy vra niks te sê nie. Maar as jy reageer op hierdie skrif, dan kan jy vra om op te staan. Romeine 12, vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggaam stel, as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die Engels praat van by the renewing of your mind, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Ek wil jou vanmôre vra, as jy wil reageer op hierdie skrif en sê, ja Here, ek wil vra, Here, kom verander my gedagtes, dan wil ek vra om op te staan asseblief. En dan Here, baie dankie dat ons vanmôre net voor U kan kom. Dankie Here, dankie Here, dankie Here Jesus, dat ons voor U kan kom vanmôre en sê, Here, aan U behoort die lof en die eer en die aanbidding. Here, dankie dat ek vanmôre kan bid. Here, saam met elke siel wat vanmôre sê, Here, kom verander vir my, Here, deur die vernuwing van my gemoed. Here, my gebed is, Lord, my prayer this morning is that you will come and just renew our minds. Here, daar waar baie keer so vestings vasgemaak is, van dit is hoe dit werk, en dit is hoe dit gedoen moet word. Die ou mense denkwyse is my gebed vanmôre, Here, kom verander dit en kom gee vir ons die gesindheid van Christus. Kom gee vir ons die gesindheid, die denkwyse van Christus, Here, waar die fokuspunt nie meer onsself is nie, Here. Here, ons gee vanmôre alles oor, Here, daar waar ons so alles vir onsself gevat het. Here, daar waar ons dalk bekommerd was oor goed, daar waar ons nie geweet het hoe om dit hanteer nie, maar nou, Here, kies ons vanmôre om sê, Here, ons gee dit vir U, ons vra vir U om leiding te vat. Here, ek wil net agter U aankom, Here, ek wil net U volg, Here Jesus. Here, word U vanmôre verheerlik, Here Jesus. Here, dankie dat U vanmôre die Here is wat bo alles is. Here, dankie dat U woord sê, U sal ons nooit alleen los nie. You will never leave us nor forsake us. Daar waar die vyand gekom het om 'n wapen te smeer, wil ek vanmôre verklaar en uitroep en sê, dit sal nie uitgevoer word nie. Dankie Here, dat ons vanmôre U stem kan hoor en sê, Here, kom leer my, lei my wat ek vandag moet weet. Here, kom vorm my. Here, as ek oor 'n sekere ding so gevoel het, ek gedink het, maar dit is wat dit moet wees, hoe dit moet wees, Here, is my gebed vanmôre kom verander my gedagtes, sodat dit in lyn met die woord sal kom, Here. Dankie Here, dat U vir ons vanmôre nog 'n geleentheid gee, nog 'n kans gee om by mekaar te kom. Ek wil U loof en prys, Here, word U verheerlik vanmôre, Here. Maar dit in Jesus naam. Amen. Dis het ook nie, ja, dankie. Die vrede lê vanmôre in Jesus. Die vrede is vanmôre op geen ander plek as net by Jesus. Ons gaan vanmôre deel hier weer aan die nagmaaltafel wat ek nou nog vir jou sê. Dis ding wat ons net hoef een keer maak. Ons gaan vanmôre nagmaaltafel weer saam geniet. Wat sê die nagmaaltafel vir ons? Die nagmaaltafel sê vanmôre vir ons dat ons erken dat ons deel is van die liggaam van Christus. Jy vanmôre hier sit en jy sê, ek het Jesus as my persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem. En wat ek vanmôre vir jou sê, is welkom saam deel te neem. En die woord van die Here sê ook vir ons dat elke mens moet homself op die proef stel. Jy vanmôre vrede met Jesus het. Wie is ek om vir jou vanmôre te sê, jy mag nie vir jou hê? Ja.
Ons lees in die woord van die Here in 1 Korintiërs 11 vers 23 gesê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Here, baie dankie dat ons vanmôre saam kan wees. Here, rondom 'n nagmaaltafel kan kom. Geleentheid kan hê, Here, om vanmôre sê, Here, ek kies om saam met U die pad te stap. Here, ek erken myself as deel van die liggaam van Christus. Here, en daarin erken ek ook, Here, dat ek ook 'n verantwoordelikheid het, Here, om as liggaam van Christus uit te beweeg en werklik waar te doen wat U van ons verwag. En ek wil U loof en prys en dankie sê vir U goedheid, vir U guns, vir U genade, Here. Dankie dat ons kan deel hierdie aan. Here, my gebed is dat dit vanmôre ook 'n tyd en 'n plek van genesing sal wees vir mense, 'n herstel van verhoudings, 'n herstel van verhouding met U, maar ook met ander mense, Here. Here, daar waar mense dalk hier sit en hulle sukkel met sekere goed in hulle harte, dat hulle net dit vir U kan gee vanmôre. Ons loof en prys U, Here. Dankie, Jesus, dat U ons so liefhet. Dankie vir die prys aan die kruis, Here. Dankie dat U die pad gestap het van Getsemane. Ons loof U, Here. Dankie, Here. Halleluja. Soos sy woord sê, nadat hy gedank het, hy het geneem, gebreek, sê neem dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Ek wil vanmôre vir sy geliefde, daar was 'n dag wat Jesus jou in sy pad gestaan vir jou in die kruis te sterf. Wat ek al vandag in jou lewe is en jy sê, maar ek kan nie. Ek vanmôre vir sy kan. In Christus. Want die woord sê vir my dat ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat vir my gekraag het. Sonde kan er nie meer. Jy moet vanoggend sê, Here, gee dit weg. Geen nie om wat jou struikeling is, geen nie om wat jou issue is. Ek het niks om te doen, behalwe Christus. Daarom wil ek vanmôre weer uitnooi, hierdie tyd spesiaal vir jou, Jesus. Ek gee vir alle mense, maar ek het jou tyd, Jesus. Ek wil vra dat ek my brood uitdeel en dan kan ek vra dat ons vir almal op mekaar wag en as ons terug is, vir vanmôre gee dan kan ons saam. Ons kan saam doen. Jesus, Here, baie dankie dat ons vanmôre kan deel hê. Here, dankie dat U die verwerping gevat het sodat ek dit nie meer hoef te vat nie. Here, dankie dat U die skuld gevat het sodat dit wat my toekom, dat ek dit vir U kan gee vanmôre, dat U 'n prys betaal het. Dankie, Here Jesus. Here, dankie dat U vry maak, Here. Dankie dat U in my plek gesterf het, Here. Here, dankie dat ons vanmôre kan deel hê in die liggaam van Christus. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan antwoord op beroepstem. Ek dink sommer in die skrif in Jesaja wat sê, wie sal ek stuur? Hy stuur my. Ek gebed is vanmôre dat elkeen wat hier sit net ernstig en laat sal ervaar, Here, dat U praat en sê, wie sal ek stuur? En dat die antwoord sal wees, stuur my, Here. Dankie, Here, dat in U teenwoordigheid daar vrede is in lewe. Dankie, Jesus. Dankie vir genade.
Dankie Here Jesus. Die woord sê ook, so ook die beker na die ete met die woorde, dit is Nuwe Testament in my bloed. Jesus kom en hy het 'n offer aan 'n kruis, maak hy vir jou en vir my moontlik om deel te hê aan sy liggaam. Ek nooi jou vanmôre in sy super intieme verhouding met hom. Papa vanmôre sê, Here sê ek soek 'n lang afstand verhouding. Vir nou en dan 'n loer. Ek soek jou alles. Ek vir jou genees. Maar jy moet jou anders gee. Ek kan nie bietjie. Dit is alles of niks. Dit is verniet, dit kos jou niks, maar kos jou hele lewe. Hierdie bloed aan die kruis, het ons skoon gewas. Kan jy vanmôre sê, Here, ek het 'n nuwe lewe in Christus. Nuwe lewe in Christus. Ek wil dit weer sê, dat die bloed van daai babatjie Jesus was heilig gewees. Het was heilig. Want die ma se bloed kom nie by die baba se bloed. Maria raak swanger nadat die Gees oor haar kom. Daardie baba Jesus, heilige bloed gehad, wat vir jou en my wat skoon was. Dit was genoeg gewees vir jou. As wat jy weet, dit was genoeg. Genoeg om jou vanmôre vry te maak. Vry te maak. Ek vra dat my eie asseblief, kom ons wag vir mekaar. We pray the dead, it is not all. I owe the dead, I could not pray. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, amazing grace, all day long. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt, he did not owe. I owe the debt I could not pay. It's someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, amazing grace, all day long. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Ek wil saam met ons staan. Here, baie dankie, Here, herstel en verhouding met U, Here. Here, dankie dat my skrif kom op wat sê, roep my aan en dag en benoudheid en ek sê uitred en is op my naam eer. Maar Here, daar is een benoudheid wat die mens, en ek kry skrif op wat sê, daar is 'n bedroefdheid wat tot bekering lei. Maar Here, dankie dat daar een oomblik in ons lewens is waar ons op die punt kon gekom het en wat ons kan sê, Here, dis hier waar ek benoud is en sê, Here, ek het U nodig. En Here, dat U 'n waarmaker van die woord is en wat U sê, maar ek sê jou kom uithaal. Ek sê jou kom uithaal. Jy sal my daar hê. Want ek kom maar toe vra. Dankie, Here Jesus. Dankie vir genade. Dankie vir herstel. Dankie vir 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Amen.